Goeiedag, liewe broers en liewe susters. Is weer eens ou Theo hierso. Ek groet elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek open my Bybel vandag op 1 Korintiërs 3 vers 16. En hier sê die skrif vir ons: weet julle nie dat die tempel van God is? Dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. So sê dit ook vir ons in Korintiërs 6:19. Wat 'n voorreg om as kind van God te lewe met iemand binne in jou. Die Heilige Gees van God. Wat God ken, sy wil ken, wat jou ken, wat intree met behoeftes vir jou en wat saamwerk elke dag. Weet jy, vriende, die grootste en die heerlikste ding wat daar vir 'n kind van God behoort te wees, is om God te verheerlik. Ja, deur jou lewe, deur jou optrede, deur die evangelie uit te dra, en as dit nodig is om woorde te gebruik, want jou lewe moet daarvan spreek, van die veranderende werk wat daar in Christus is. Die hele skepping verheerlik die Skepper Vader, die Skepper God. En daar moet ek en jy wat mens is, moet ons ook bydra tot hierdie verheerliking, deur woonplek van God te word en sy grootheid te verkondig. Ons kan alleenlik woonplek word van die God, die Heilige Gees, as ons vir Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser. Anders staan hy nog buite en hy klop om in te kom. Maar die oomblik wanneer ons oopmaak en ons word gered, sonde trek uit, die Heilige Gees trek in. Weet jy, vriende, ten spyte van die mens se sonde, het God nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Ja, hy het toegesien hoe ons in sonde val, maar hy het dadelik van stapel gestuur, om op die regte tyd wanneer dit hom behaag, sy seun te stuur, om ons te kom loskoop van sonde en ongeregtigheid, sodat ons opnuut weer kan lewe, om God te verheerlik. Die aarde sou maar 'n floue afskynsel wees van wat God in die verloste mense lewe sou werk. Want God bewerk 'n tempel, wat hy sê, dit is sy gebou. Ja, jy en ek is God se gebou, waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. En hom sluit die hele gebou saam, verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, en wie hulle ook saam opgebou word, as 'n geestelike huis waarin God woon. So sê Paulus in Efesiërs 2 vers 20 en 22. Weet jy, vriende, met die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag, het God in elke hart wat vernuwe en gereinig is, 'n woonplek kom maak. Daarom moet ons met verantwoordelikheid en selfondersoek luister na die vraag, wanneer aan ons gevra is, weet julle nie dat julle die tempel van God is nie? Want dit is so baie van ons lewe. En mense kan nie sien die verskil tussen ons en 'n wêreldling nie. Want ons het nog, alhoewel as ons gered is, het ons nog nie geestelik gegroei om verander te word om meer soos Jesus te wees nie. Vriende, dit is so, omdat die Heilige Gees se intrek in ons harte kom neem het, en dit geskik maak het vir die inwoning van God. Daarom is ons liggaam sy tempel. Pontius Pilatus getuig, en nou is dit nie meer ek wat, althans Paulus, ek weet nie waar kom ek in Pontius nie, Paulus getuig in Galasiërs 2:20, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Ek wens dat elke mens sal geestelik so ver gevorder, dat hulle ook soos Paulus dit kan sê,
Besef jy vir vrede daar op hierdie aarde sal wees? Geen wetywery nie, geen eissinnigheid nie, net nederigheid waar die een die ander een eerste stel. Vriendelikheid sal elke dag in die dag wees. Ons sal nie net met God vrede hê, maar vrede onder mekaar, geen oorloë nie, geen hartseer, geen pyn nie, want ons sal sagmoedig en lankmoedig met elke mens wees. Sal besef ons is nie almal dieselfde nie, en dat ons geveg is nie teen mekaar nie, wat deur die bose magte in die lig. Ons almal sal selfbeheersing toepas. Die vrug wat so pas by die bekering sal in ons wees, want ons sal deur die Heilige Gees verantwoord om meer soos Jesus te wees. Weet jy, vriende, so vervul Christus sy belofte dat hy en die Vader by ons woning sal kom maak. Ja, ek gaan vir julle plek voorberei, maar ek kom weer om julle te kom haal, het Jesus gesê. Wat 'n voorreg. Maar ons kan nie passief bly terwyl ons op die Here wag nie. Ons moet elke dag heilig maak en najaag, sy woord studeer, oorgegee lewe met die Heilige Gees in ons wat ons help. Ja, vriende, dit is 'n genadegawe wat ons in verwondering voor God laat kniel. Want toe Jesus gesterf het op die Golgotha heuwel, het die voorhangsel in die tempel geskeur en kon mense van toe af direk na God toe gaan, nie meer hoef te gaan deur 'n priester wat net eenmal per jaar kon ingaan nie. Want nou is ons vry om God te dien, en op die regte tyd kan ons gaan deur God gered te word as ons nog nie gered is nie. Ek is gered, ek weet nie vir jou nie. Vriende, besef jy dat die Heilige Gees maak jou tot tempel van God deur sy reinigingswerk? Op voorwaarde dat jy in gehoorsaamheid die sleutels van elke kamer van jou lewe onvoorwaardelik aan hom sal oorgee. Ek gebruik baie keer die voorbeeld, dan sê ek, dit is soos iemand wat 'n groot hotel, wat eens op 'n tyd 'n 5-ster hotel is, wat agteruit gegaan het, weer koop, en nou wil hy hom opknap. Dan stuur hy sy nuwe CEO, sy nuwe bestuurder om so te gaan. Kom die bestuurder daar aan, dan is die ou bestuurder nog daar, en hy sê vir hom wie hy is, maar hy sê nie wat hy kom doen nie. So die ou bestuurder gee vir hom dan net die sleutels van die suite heel bo, maar nie die van die res nie. Dan kom die nuwe CEO, hy sê nee, ek wil graag die meestersleutel hê, want ek moet in elke vertrek ingaan, ek moet kyk waar daar verbeterings gaan kom. So is dit met ons ook, wanneer ons vir Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, dan sit ons met 'n kop godsdiens. Ons laat nie toe dat die Heilige Gees elke faset van ons lewe ingekom nie. Vriende, hy wil, en hy sal, en hy kan ons volkome verander, reinig, skoonmaak, om meer soos Jesus te wees. Kom ons gee oor aan die Heilige Gees. Hy leef in elk geval in ons, maar hy wil graag die tweede werk begin, daai salwingswerk van hom. Maar as ons hom nie toelaat nie, gaan hy altyd net die stille toehoorde wees. Maar vra die Heilige Gees om nie net in jou te werk nie, maar deur jou te werk, sodat jou lewe 'n verheerliking kan wees vir die Vader, vir die Seun en natuurlik vir die Gees. My vriend en vriendin, van sy kant af, weet ek, is daar geen twyfel oor of hy sal inkom of nie. Nee, hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy Gees gegee, sê 1 Johannes 3:24. My broer, my suster, het is wonderlik om die woonplek van God te wees. Maar soos die disippels in die vertrek gesit en wag het op hom, het hulle bidtend gewag. Jesus het gesê, Johannes 14 vers 17,
Nadat hy die belofte van die Heilige Gees gemaak het, sê hy die wêreld kan hom nie ken nie. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. My broer en suster, Jesus Christus beloof aan elkeen van ons wat sy volgelinge is, sy Heilige Gees, sodat ons vir die waarheid kan stry in hierdie sondige wêreld. Ons moet 'n verskil maak. Ons moet die lamp wees wat bo op die berg staan om lig te gee vir almal. Ons moet die sout wees wat smaak gee in mense se lewens. Jesus wat gesê het dat die wêreld die Heilige Gees nie kan ontvang nie, omdat hulle nie weet wie hy is nie. Het ook gesê die wêreld is nie. Die wêreld is die mense wat leef asof daar geen God is nie. Maar ek en jy is mos nie so nie. Nie waar nie? Gaan jy ook gereeld kerk toe en bid ure? Doen jy wat God sê jy moet doen? Hebreërs 10:25 is nie 'n keuse nie, dis 'n opdrag. Julle moenie julle onderlinge byeenkomste verwaarloos soos sommige die gewoonte het. Net so is Galasiërs 5:18. Moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees, want om dronk te word van wyn, daarin is losbandigheid, het God gesê. Weet jy, vriend en vriendin, as ons maar kyk na die disippels in die boventrek, terwyl hulle bidend en wagtend was op die Heilige Gees, was hulle mense wat met 'n afwagting gebid het. Hulle het gewag tot hy kom, want Jesus het gesê, hulle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom. Ou Petrus wat so bang was, dat hy Jesus 3 maal skies, met so slukkie water, ag jammer vir die hoes en die onderbreking, vriend, ek het die nou op ons al 12 minute aan, maar ek is nogal siek, maar kom ons los dit eers daar, dat ons aangaan met ons boodskap. Weet julle, vriende, dat, soos ek gesê het, die wêreld is mense wat leef asof daar geen God is nie, maar ons behoort nie so te wees nie. Die disippels was ook nie so nie. Die disippels het in die boventrek gewag. Hulle het hulself verootmoedig, omdat Jesus gesê het, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy vir hulle intree met versigtinge. Maar ander mense, hulle hou God buite rekening. Hulle beplan nie vir die dag van môre nie. Hulle lewe asof daar nie 'n hiernamaals is nie, en ook nie 'n oordeel nie. Hulle is so besig met wêreldse dinge, dat hulle geen tyd of aanvoeling vir die dinge van die Heilige Gees het nie. Daarom word hulle geestelik doof en blind. Vriende, wie jy, 'n mens sien uiteindelik net dit, waarvoor jy die vermoë ontwikkel het om te sien. Kom ons neem 'n voorbeeld, 'n sterrekundige sal byvoorbeeld meer in die sterrehemel waarneem as 'n gewone persoon op straat. En 'n geneesheer sal meer sien, deur net na 'n persoon se uiterlike te kyk, is wat die leek daar. Leek ooit sal iets in hom sien of sal waarneem. Wat ons sien en hoor en ervaar, hang in 'n groot mate af van wat ons persoonlik tot ervaring bydra. Vriende, iemand wat God uitsluit uit sy lewe, kan die lerende werk van die Heilige Gees nie ervaar nie, en so word sy liggaam ook nie die tempel van die Gees nie, en so ontstaan daar 'n leemte in kennis van God en 'n magtige handeling met die mens.
Ja, hulle raak soos Demas van ouds afvallig. Daarom moet ons, solank daar nog genade tyd is, tyd maak in ons bedrywige lewe, om bidtend te wag op die Heilige Gees, om ons hele liggaam, siel en gees in besit te neem. As ons so besig is met die wêreld, dat die Heilige Gees geen plek in ons lewe het nie, sal ons nie deel kan hê aan die seëninge wat hy so mildelik aan ons wil skenk nie. Weet jy, vriende, om die Gees te ontvang is maar net genade, maar hy is ook die Gees van genade. Die Bybel sê vir ons in Handelinge 2 vers 1 tot 4, toe die dag van Pinkster aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar, almal met die Heilige Gees vervul. Soos die mense van Jerusalem, kan ons ook, as ons in afwagting bid en wag vir die Here, ook 'n Pinksterdag ervaring beleef. Die mense van Jerusalem het nie net verdien wat hulle op Pinksterdag beleef en ontvang nie. Nee, die vuur wat hulle uit die hemel sien neerdaal het, moes uiteindelik 'n oordeelsvuur gewees het, in plaas van die suiwerende genadevlam van die Heilige Gees wat God geskenk is, alsins geskenk het. So vriende, sê Romeine 8:1, ons wat vir Jesus aangeneem het, daar is nou nie meer 'n oordeelsvuur oor ons nie. Nee, God se toorn is weggeneem. Nou is daar nie meer veroordeling vir ons wat in Christus is nie. En kan ons bid vir daardie tweede werk, die salwing van die Heilige Gees. En toe die mense in daai tyd skielik in tale begin praat het, was dit nie woorde van veroordeling nie, maar woorde wat gespreek het van die groot dinge wat God gedoen het. Dit was die taal van Golgotha. Hulle het in al die verskillende tale begin praat van die mense wat in Jerusalem was, sodat hulle kon uitgaan. Soos Jesus gesê het in Matteus 28:19, gaan uit na alle tale, volke en nasies en maak disippels van hulle. Weereens is dit te bewys dat God stuur ons nie net nie, maar hy bemagtig ons om sekere dinge te doen. My vriende, die rukwind van die Heilige Gees moes eintlik 'n vernietigende orgaan van God se toorn gewees het oor die liefdelose en genadeloose mense wat sy seun aan die kruis gespyker het. Maar dit is die heerlike behoud van die belofte van sy Gees van vergifnis en verlossing wat hy uitgestort het. God is so anders as ons. Ja, want hy het geweet, Jesus het die prys betaal, en nou is ons vry om vir hom te lewe. Lewe jy al vir God, elke dag van jou lewe? Is jy nog besig met God elke dag? Lees jy jou Bybel? Van laas jy met 'n siel gepraat daar buitekant? Vriende, as jy nie weet hoe nie, die Heilige Gees sal intree met versigtiging vir jou. As ons kyk na wat gebeur het, toe Petrus hulle uitgegaan het, sien ons dat die skare was daar by mekaar. En hulle het genoeg rede gehad om in paniek uit te roep. Berge val op ons, heuwels bedek ons, maar hulle het met verbasing aanskou hoe God sy vrees vrymagtig aan gelowige mense gegee het. So word die koms van die Heilige Gees 'n magtige demonstrasie van die genade en die liefde van God. Pinkster verkondig by uitstek die genade van God. Uit dood kom daar lewe, uit wanhoop hoop, uit haat liefde, uit oordeel genade. En dit is alles omdat Jesus op Golgotha deur sy bloed vir ons die lewenmakende Gees verwerf het. Ja, Pinkster is al klaar by ons verby. Jy sê maar ek is nog nie vervul nie. Wel vriend, jy hoef nie te wag tot op Pinkster. Die Heilige Gees is meer as 2000 jaar terug uitgestort. Jy kan enige dag
vervul word met die Heilige Gees, bid dan net en vra die Here daarvoor. Want verskoon my, want hy kom om diegene te woon wat vir Jesus aangeneem het, wat gereinig is van alle sonde. En hy kom om in ons te kom woon. En hy kom ook om ons te verander om meer soos Jesus te wees. Pinkster verkondig aan ons dat die Here in die hemel vir ons bid, net soos wat die kerk op aarde bid. En die wonder van genade, dit word Pinksterfees genoem. Ja, vriende, God sê in Hosea 4:6, my volk gaan ten gronde deur 'n gebrek aan kennis. Baie mense weet nie hierdie dinge nie, hulle verstaan nie die dinge van die Heilige Gees nie. Hulle verstaan nie dat die Heilige Gees is eintlik, en ek sê dit met respek, die God gegewe onderwyser wat in ons woon. Want Jesus het mos so gesê met Johannes 14:26, dat die Heilige Gees sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ek wil u vra, kinders van God, bly die Here dien. Want kinders van God bly van die vroegste jeug tot in hulle gryse ouderdom steeds leerlinge. Nie een van ons is volleerd nie, net Christus was. Maar in sy groot genade het God vir ons nie agtergelaat as wese nie, maar vir ons die Heilige Gees gestuur om al ons dinge by ons weg te neem, ons help om die ou dinge af te sterf en om ons al dieper in die ondergrondelike geheime van die kennis van God in te lei. Op geen tydstip van 'n mens se lewe kan jy beweer dat jy die volle waarheid ken nie. Nee, vriende. Daarom moet jy jouself gedurig, onophoudelik oopstel vir die nuwing van die Heilige Gees. Jou gebed moet wees, kom o Heilige Gees, neem besit van my en leer my, want ek wil vir die Here leef. Jy sien, nadat jy hierdie waarheid en leer ken het, om te weet hoe afhanklik jy van God is, en dat jy moet daagliks oorgee aan die Heilige Gees, moet jy elke dag hunker, soos wat jy na God self hunker. Vriendin, as die kind van God, dink jy kan niks meer leer nie, het jy eintlik niks anders geraak as geestelike hoogmoedige nie. Want dan het jy nog nie begin verstaan wat God se gawes en sy kinders behels nie. Ek wil net weer vir jou sê, dit is die Heilige Gees wat soos 'n simpatieke onderwyser agter elke afhanklike leerling kom staan, sy hand op die swakke kinderhand lê en saam met hom die letters vorm wat uiteindelik sal uitloop op seeskrif. Ja, so kom hy op 'n sagmoedige manier, hy kom lei ons en hy kom leer ons. Daar is baie vakrigtings in die laerskool van die Heilige Gees. Hy leer ons om smart te verwerk. Dit is 'n vak waarin ons moeilike eksamens moet aflê, maar deur sy genade met die hoogste lof kan slaag. Daarom moet ons 'n leerbare gees hê, en hy leer ons om op die gekompliseerde aspekte van ons lewe te hanteer, sodat ons uiteindelik in die kaleidoskop van verwarrende kleure God se kunswerk kan begin herken. Weet jy, vriend en vriendin, ek wil daarmee afsluit, dat die Heilige Gees leer ons ook die waarheid omtrent onsself en omtrent die genade van God en hoe hierdie twee pole mekaar ontmoet. So leer ons die grootheid van ons sonde leer ken, maar ook die eindeloosheid van God se liefde, genade en vergifnis. Hy leer ons dat ons verlosser lewende werklikheid is, deur wie se verdienste ons met God versoen is,
en deur wie ons die pad van heiligmaking kan bewandel. Daar is geen mens wat homself of 'n ander kan red nie. Net Christus kan, want hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kan tot die Vader kom behalwe deur hom nie. En daar is niemand wat jou kan heilig maak, behalwe die Heilige Gees wat in jou kom woon nie. Daarom, vriende, laat ons oorgee. Laat ons besef, sonder God is ons niks, maar met God is ons tot alles in staat. Jesus het juist gesê, die duiwel te kom om te steel en te moord en te verwoes, maar hy het gekom om ons alles in oorvloed te gee. Mag God ook hierdie paar woorde seën in die harte. Mag God ook die radiostasie seën, wanneer ons ook die boodskap stuur. Kom ons bid saam. Vir die Heilige Gees van God, dankie dat U as leermeester vir ons leer oor die lewe, oor die ewigheid, en dat ons deur U onderrig ons Verlosser Jesus Christus beter kan leer ken. O Here, Jesus, maak vir ons deur die werk van die Heilige Gees geskikte woonplekke vir U en vir die Vader. Liewe vriend, vriendin, mag God jou help om nie net so bedrywig te wees met wêreldse dinge, dat die Heilige Gees nie van jou besit kan neem nie. Gaan liewer elke dag uit, gee oor aan die Heilige Gees, en dank God vir die geskenk van die Heilige Gees, en omdat Jesus vir jou gesterf het, maar opgestaan het. Besef hoe afhanklik jy van die Gees van God is, en God sal vir jou dag vir dag deurdra. Jy sal geestelik groei van krag tot krag, en later sal jy 'n bron van krag wees in die hande van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, sy en bly met elke een tot ons weer praat. Amen.